met julle in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker dag. Ek weet nie wat se dag daar by jou is nie, so wat dan ook al dag is, sit hy dag een dag in op die einde. Okay. Ek is pastoor Des en dit is vir my absolute voorreg om aan julle hierdie wonderlike nuus te deel, dat die bekendstelling van ons nuwe mobile app, Gedagte in die dag aan te kom. Nou hierdie app is gratis. Okay, so dis die eerste ding wat almal wil weet. Wat kos dit? Okay, maar dit is gratis. Ons gee vir julle dit verniet ons dit ontvang en verniet gaan ons dit vir julle gee. Hierdie app is jou sleutel tot ons daaglikse inspirasie en ek wil hê dat jy moet gou ietsie weet en dit is nou almal oorwonderlik. Is dit verniet? Dis verniet, okay? En op die app gaan jy die gedagte van die dag kry, ons oggendboodskappe, die preke, die stap deur die Bybel, jy gaan die worship, pastoor Des worship lys daarop kry en alle ou Bybelstudies wat ek reeds gedoen het, gaan daarop wees en die selfgroepe wat ons woensdae doen, gaan daarop wees. En dit is so maklik om af te laai. Nou, jy gaan na Google Play toe as jy 'n Android user is en as jy die ander mense is. Okay, nie ek speel my seun ek ook so voor. As jy 'n Apple user is, dan gaan jy na jou Apple iStore of wat ook al hulle dit nie. Okay. Maar ek wil hê jy moet vanoggend een ding mooi hoor. Nie vandag een ding baie mooi hoor. Dat jy kan in enige plek waar jy is gratis na die boodskap te luister om jou geestelik te verryk en geestelike groei te laat plaasvind in jou lewe. Nou die Here het ons geroep om die woord van God te versprei. Johannes 8:32 sien ons en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Onthou die woord is die waarheid, né? Dis wat ons versprei elke dag. En as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Wag, voor julle gaan. Okay, wag net gou. Jy hoef nie die WhatsApp groepe te los nie. Jy kan die WhatsApp groepe bly en die boodskap word eers daar uitgestuur. Die oggendboodskap en eers op die preke Bybelstudie daar uitgestuur. Na die tyd word dit gelaai op die app. So die app is daar vir enige inligting wat ons reeds uitgestuur het wat op die app beskikbaar is. Maar as jy ooit dink en sê, pastoor het eendag 'n boodskap bedien oor hierdie en hierdie, kan jy dit gaan search op die app. Jy kan na al ons preke en Bybelstudies wat ons reeds gedoen het, kan jy daar gaan luister en jy kan ook hierdie inligting share met jou familie wat nie die woord so goed ken soos jy. Lekker daar verder.